Genade, barmhartigheid en vrede van ons Verlosser en van ons enigste hoop, God ons Vader en Jesus Christus. Dis my voorreg om jou vanoggend met hierdie presiese woorde te groet waarmee Paulus vir Timoteus groet wanneer hy vir hom 'n brief skryf terwyl Timoteus homself in die stad Efese by die gemeente daar bevind. Liewe luisteraar, baie welkom. 2 weke terug het ek so 'n klein kort inleiding gegee waarin ek 'n bietjie gepraat het oor hierdie verhouding, die besonderse verhouding wat daar tussen Paulus en Timoteus was en julle voorberei dat ons in hierdie week aan die begin van die 4de kwartaal met 'n nuwe reeks gaan begin waarin ons elke week 1 hoofstuk uit die brief van 1 Timoteus gaan lees. Hierdie platform laat dit nie vir ons toe om vir julle die hele hoofstuk te lees nie, maar ons hart en ons droom en ons begeerte is dat die luisteraars wat nie self by 'n gemeente kan inskakel nie, maar wat hier luister en hier deelneem, asseblief die moeite sal doen om ten minste die eerste hoofstuk op jou eie tyd rustig deur te lees en selfs in meer as 1 vertaling as dit vir jou moontlik is. Want ons wil graag hê, mense moenie net gebruikers van iemand anders se idees oor 'n teks wees nie, maar dit ook self beginne lees. Hier kom sê ek maar net eintlik 'n klomp goed wat ek opgelet het, wat ek raak gelees het en ek wil dit graag met julle deel. As mens nou begin met 'n nuwe reeks, dan het mens ook eintlik 'n bietjie tyd nodig om net te verduidelik hoe ons hier gekom het en die agtergrond en dan val ons in die teks in. So ek wil net terwille van agtergrond sê dat Timoteus is 'n jong man wat heel moontlik vir Paulus gehoor preek het hier rondom Handelinge 14, kan jy gaan lees, het Paulus homself in Lystra bevind. Handelinge 16, met Paulus se tweede sendingreis, gaan hy terug na Lystra toe en dan ontmoet hy vir Timoteus die eerste keer en is so beïndruk met hierdie jong man se geloof. Ek kan nou nie met presiesheid sê nie, maar ons skat dat Timoteus tussen 19, 20, 21 jaar oud was daar. Daar word gepraat oor sy ma en sy ouma Eunice en Louise wat 'n besonderse impak in sy geloof gehad het en dat hy 'n Griekse pa gehad het en dat Paulus dan vir Timoteus sê, maar ek wil jou saam met my op reis neem en eintlik van hom 'n medewerker maak, maar dan oor en oor in verskillende plekke van hom praat, nie net as 'n medewerker nie, maar as 'n geliefde seun en iemand met wie hy regtig moeite gedoen het. Dit wat ek laas oor gepraat het, daai ook die oordrag en die omgee en die mentorskap wat so nodig is van geslag tot geslag. Ek het toe gedink, ek sal net ter inleiding ook vir julle 1 kort getuigskrif lees, wat mense in Filippense 2 vers 20 kry, wat Paulus oor Timoteus sê, want ek dink, dit gee ook weer vir ons net 'n lekker idee hoe Paulus in Timoteus geglo het, en geglo dat hy die regte persoon is om ook die evangelie waaroor Paulus so passievol was, verder te neem, nou dat Paulus ook aan die einde van sy bediening kom. Filippense 2 vers 20 sê, dis Paulus se getuigskrif oor Timoteus. Ek het trouwens niemand met dieselfde gesindheid as hy en wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belange, nie die van Jesus Christus nie. Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. So dit is die getuigskrif wat ons skryf van Paulus oor Timoteus, een van vele, die een wat ek nou gekies het vir oggend. En dan aan die einde van die boek Handelinge, ek het dit hierdie week vir my Bybelstudie ook gesê, mens kan eintlik nie die briewe van Paulus lees sonder om ook Handelinge te lees nie, want daarin kry mens ook 'n plasing van waar die goed gebeur. Maar Paulus bevind hom in Rome onder huisarrest, en hy skryf dan vir Timoteus 'n brief en moedig hom aan, nie eintlik moedig hom aan, hy beveel hom eintlik om daar in Efese te bly en aan te spreek die issues wat hulle daar op die oomblik beleef waaroor ek nou ietsie sal sê. En dan later, so moet so 5 na 7 jaar later, skryf hy dan sy laaste brief, die tweede brief aan Timoteus. 1 Timoteus, 2 Timoteus en die boek Titus is anders as al die ander briewe van Paulus, omdat dit aan 'n persoon gerig is, maar aan 'n persoon gerig is per implikasie om hulle op te voed en te help om die gemeente waarby hulle betrokke is te kan dien. As ek nou in baie kort moet sê oor die boek 1 Timoteus en wat jy moet verwag wanneer jy dit lees, is dat
Paulus baie passievol is. Ons weet mos nou, Paulus is passievol oor die evangelie en ook oor hoe mense die wet gebruik. In hierdie geval bevind Timotheus hom in 'n gemeente in Efese, groot stad met baie mense, maar die gemeente bestaan vermoedelik meestal uit Jode, wat nou volgelinge van Jesus geraak het, en het vat ook maar nie baie lank nie, dit is maar net na die tweede geslag toe. Paulus is van die eerste geslag gelowiges wat passievol is oor die vryheid wat hulle ontdek het Jesus gebring het. Maar dit gaan net 'n entjie later aan dat die Jode weer begin sê, nee hoorie, ons het nou nog al hierdie 613 wette wat ons mos nou nie net by die deur kan uitgooi nie, ons moet nou ook hierdie goed in stand hou, en dis asof hulle Jesus plus die wet probeer handhaaf. En ons lees in 1 Timotheus dat daar mense is wat hierdie verdigsels, noem Paulus dit, opdis, en mense eintlik wil terugtrek in die slawerny van die wet. En dan skryf Paulus en sê vir Timotheus, hoorie Timotheus, daai mense moet jy uit die gemeente uitkry. Ons dien 'n Christus wat ons vrygemaak het. Die evangelie het iets anders met die wet in mense wat volgelinge van Jesus kom doen, en ons wil daarna toe terugkeer. En dit bly die boodskap vir ons vandag nog steeds vir die kerk, want niks het eintlik verander nie. Hoe dikwels, selfs binne in die kerk, selfs binne in die plek waar ons onsself Christene noem, dink ons dat geloof in die eerste plek gaan oor goedjies wat ons reg of verkeerd doen, en ons verstaan nie, dat geloof eintlik gaan oor 'n totale transformasie wat in jou binnekant gebeur het, en dat jy nou in vryheid so vry stap, dat jy nie anders kan as om in die karakter van Jesus te wil inbeweeg. En dit sê Paulus ook baie mooi, as julle nou die hoofstuk gaan lees, sal julle sien, Paulus praat oor hierdie wettelose mense. Hy praat nie van gelowiges wat nou en dan sonde doen nie, hy praat oor mense wat dink hulle kan in hulle eie krag volgelinge van Jesus wees en reëls nakom en op so 'n manier Christus se guns wen. Dan skryf Paulus en sê, ek was ook op 'n stadium daar, maar iets het in my gebeur. Ek het Jesus Christus persoonlik ontmoet. En nou besef ek dat dit net genade is, dat dit net die goedheid van God is, wat my van waar ek was, gebring het tot waar ek nou is, in die eerste plek vry, 'n kind van God en nie meer 'n slaaf van die wet nie. Gaan lees tog daai skyf wat Paulus praat oor die lysie van die sondaars, wat jy, as jy nou mooi gaan kyk, sal jy sien, dis 'n opsomming van die 10 gebooie wat daar genoem word. Dan sê Paulus, ek verstaan dit, ek was ook daar. Maar iets het in my gebeur, en nou deur die Here se genade wat so oorvloedig is, daarmee saam, ook nog die geloof en liefde wat daar in Christus Jesus is, vers 14. Hy praat oor hierdie oorvloedige genade. Die dilemma is nou, en die gesprek het ek baie keer met mense, want mense, kerkmense, is baie dikwels angstig oor hoe kan mens so 'n radikale vryheid verkondig, want gaan dit nou nie maak dat mense nou maar dink hulle kan doen maar net wat hulle wil nie. Kan dit nou nie maak dat daar nie meer reëls gaan wees nie, wette nie, en dat alles nou grys gaan wees. Ek verstaan daai vrees. Ek dink 'n dominee by uitstek het daai vrees, want verbeel jou, ons verkondig 'n vryheid wat maak dat niemand ooit meer dink hulle hoef deel te neem eers aan 'n kerk, of na 'n kerk toe gaan, of aan 'n gemeente in te skakel, of betrokke te wees. Maar wanneer ons mense betrokke het, en wanneer ons mense deel het van 'n gemeente, maar is eintlik uit 'n posisie van slaafheid uit. Eintlik van 'n posisie uit van, hoe op hierdie manier kan ek daarom guns van God wen, en kyk wat doen ek alles vir God, en nou gaan hy seker vir my 'n paar goed terug doen, dan is dit 'n verskriklike groot moeilikheid. Want Paulus sê, die wet is net iets werd wanneer die regte mense dit gebruik. En hy is baie duidelik daaroor, in vers 5 is nou eintlik die klem wat ek nou vandag wil hê, is dat die doel van die opdrag is liefde uit 'n rein hart, 'n skoon gewete en 'n ongeveinsde geloof. Dis asof Paulus sê, mense wat oor die wet wil dink, mense wat oor reg en verkeerd wil dink, moet seker maak dis uit 'n plek van liefde met 'n rein hart. Wat beteken 'n rein hart? Dit beteken iemand wat diep bewus is dat niemand anders in beheer van jou lewe kan wees as Jesus Christus nie. Soos ons liewe kollega Benny altyd gesê het, Jesus is nie jou onderkoning nie. Hy is of in beheer van elke aspek van jou lewe. Jy's enkelvoudig op hom gefokus, met die begeerte om hom te dien, alles in jou lewe onder sy beheer te sit, of jy is nie. Jy kan nie met een voet in die wêreld en een voet in geloof staan nie. 'n rein hart.
'n skoon gewete. Johannes het so mooi gesê, 'n skoon gewete beteken dat die wet wat jy so baie keer wil gebruik om jou kinders mee te klap en mense mee te waarsku, is die wet waarin jy ook daarin jou eie lewe toets. Dat voordat jy die wet wil gebruik om daai mense te gaan beskuldig, miskien te gaan sê dat is my lewe wat oorgegee het en nuut gemaak is deur Jesus Christus 'n getuienis van daai lig. Nie kom ek al die reëls na nie, maar is daar iets van daai transformasie wat in my binnekant gebeur het, sigbaar vir hierdie wêreld, wat eindloop op 'n ongeveinsde geloof. Geloof, 'n innerlike transformasie, wat in 'n uiterlike vertroue te siene is. Broers en susters, Paulus skryf 'n brief vir Timoteus om vir 'n gemeente te sê, hoor die mense, dit wat julle glo, gaan uitspeel in hoe julle lewe. En dan raak dit eintlik 'n brief vir ons, vir jou wat hier luister, wat 'n gemeente jy ook al jouself mag by bevind, is die vraag eintlik vir oggend vir ons. Het die transformerende krag van die evangelie so al in ons binneste kom sit, dat ons nie 'n gemeente is wat die struktuur in stand hou en al die reëls nakom, maar mense kan nie die liefde en die geloof en die enkelvoudige gefokustheid op Jesus in ons raak sien nie. Want dan moet ons teruggaan na die drawing board toe. Dan moet ons teruggaan en soos Paulus gaan sit en gaan sê, maar ek wil nie meer uit my eie uit nie. Ek wil nie meer op my prestasies en my vermoëns en my talente en my heritage gaan staatmaak nie. Ek wil nie meer uit mag uit hierdie ding in stand hou nie. Ek wil oorgee sodat mense se lewens kan verander, sodat die manier waarop ons leef, waarop ons saamkom, waarop ons sing, waarop ons getuig, in Wellington 'n verskil begin maak. Ek, soos julle seker kan hoor, het hierdie brief nie by my net verby gegaan nie. Ek dink hierdie brief praat met predikers ook baie sterk, later sal julle dit agterkom. Dit praat oor leiers in die gemeente, dit praat baie ernstig met mense wat hulle self as gelowiges identifiseer. Ons kan nie langer besig wees om godsdienst te beoefen nie. En ek moes my eie hart weer gaan ondersoek het. Ek moes myself weer gaan vra, wat maak ek met die wet? Wat is die wet vir my? Is dit iets wat ek hard moet probeer nakom, sodat ek aanvaarbaar kan wees vir God? Of kan ek maar net weer terugkeer na my totale acceptant, my aanvaarbaarheid voor God, maar dan ook te weet dat omdat ek in Christus is, kan ek nie langer toelaat dat daar goed in my lewe is wat nie in lyn is met God se shalom en sy droom vir die lewe nie. Want die wet is op 'n manier daar om vir ons te wys wie ons moet wees, sodat ons kan in God se waarheid en in God se heelheid te kan stap. Ons hoef dit nie te gebruik as 'n prestasie nie, ons kan dit ontvang as 'n riglyn vir die van ons wat begeer om heel en anders in hierdie wêreld op te daag. Mag die brief van 1 Timoteus ook in jou binnekant 'n bietjie krap. Mag dit jou uitnooi om oor die egtheid van jou geloof te gaan dink. Mag dit jou help om agter te kom dat daar verskil is tussen godsdiens en vryheid. En mag ons in die vryheid van die werke van Jesus Christus leef, opdaag en stap. Amen. Here, ons is dankbaar vir 'n brief wat baie jare gelede geskryf is, en waarvan daar 'n klomp goeders in is wat ons weet konteks gedrewe is, maar ten diepste bly dit nog steeds die waarheid wat ons nodig het om te hoor in 2025 in Wellington. Kom Heilige Gees en kom maak ons vry van godsdiens. Gee dat ons daai radikale transformasie waaroor Paulus so oor en oor getuig in sy eie lewe, ook in ons eie lewe sal ervaar, sodat ons 'n soort geloof kan leef wat nie vir mense soos 'n las voel nie, soos nog wette voel waaraan ons moet vashou nie, maar sodat dit 'n getuienis van vryheid kan raak van mense wat weet aan wie hulle behoort. En wat dit so in hulle binnekant beleef dat hulle nie wil bly soos wat hulle is nie. Sodat hulle nie dink dit is oké om verder te stap in goed wat nie binne die wil van ons Vader is nie. Here, U kla mense nie aan nie, maar U kom wys vir mense uit waar ons nie besig is om te leef in die lig nie. Wil U dit ook in hierdie seisoen in ons dorp kom doen? Wil U repentance, herlewing, omdraai bring,
sodat ons op ons knieë voor die lewende Here kan bly staan. Amen.